Goeiedag, baie welkom by Parasha 37 wat genoem word Shelach Lecha, stuur uit. So hierdie week se gedeelte of Parasha begin met die opdrag aan Moses om 12 verspieders na die beloofde land, die nuwe land, te stuur om te gaan verken. Dit na 13 maande van rondsit is uiteindelik gereed om die beloofde land, die droom wat Abba Vader vir hulle het, in te gaan. Abba Vader stuur 12 verspieders om te gaan verken. Maar was dit regtig Abba Vader wat hulle gestuur het? Of was dit 'n verlange in hulle harte? Gaan luister gerus in hierdie week se parashas en dit word daar bespreek, want Vader sê wel ander goed later. As Moses terugkyk na hierdie verhaal, dan sien ons eintlik heeltemal iets anders, want Deuteronomium gaan oor wat in die verlede gebeur het. En hierdie was een van die groot dinge wat gebeur het, want dit het veroorsaak dat die kinders van Israel nie die beloofde land ingaan nie. So was dit regtig Abba Vader wat hulle ingestuur het. Maar die woorde Shelach Lecha sien ons voorkom in Numeri 13 vers 1-2 wat lees: En Jotwawe het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. So net hier lyk dit klaar, asof Abba Vader vir hulle gesê, dis wat julle moet doen. Maar miskien mis ons 'n gedeelte. En daarom gaan geluister gerus na die parasha. Maar spesifiek stuur vir jou is die parasha se naam. So kom ons kyk waarna verwys Abba Vader as hy sê stuur vir jou. Wat het Abba Vader in gedagte gehad vir hierdie ouderlinge wat gestuur moet word, hierdie leier uit elke 12 wat gestuur moet word om te gaan kyk na die beloofde land? Was dit manne wat die brille van geloof aan het en wat hom sal gehoorsaam? Want in hierdie gedeelte stuur Moses hulle uit met duidelike instruksies, duidelike prentjie van wat hy wil hê en wat hierdie manne wat hulle moet gaan doen in die beloofde land. So Dylan, die woordjie Shelach, uit wat se letters bestaan hy? Wat Shelach Lecha, nee. So die eerste woord waarna ons kyk wat Shelach is, bestaan uit 'n Shin, Lamet en Get. En dan die woordjie Lecha bestaan uit 2 letters, 'n Lamet en Kaf. So die gematria wat ons weer die waardes is wat gekoppel word aan die Hebreëse letters. Die gematria van hierdie woordjie Shelach is die waarde van 338. En dan die woordjie Lecha se gematria waarde is 50. Nou die woord wat gelykstaande is aan hierdie gematria van 338 verwys om plat op die grond neer te val met jou gesig na onder, om met jou aangesig na onder toe te lê as 'n teken van onderwerping. So in hierdie roeping wat Abba Vader, of wat Moses die manne roep, in hierdie prentjie van Shelach is dit 'n prentjie van om met jou aangesig so plat op die aarde neer te lê dat jy jouself aan Abba Vader onderwerp. En dis 'n teken van eerbiedige oorgawe en onderdanigheid. En dan die gematria van 50 verwys na die letter Nun, wat ook verwys na 'n dienskneg van Abba Vader wat bereidwillig is en 'n nederige dienskneg is. So nog voor ons kyk na die letters, sien ons reeds roep hierdie prentjie van Abba Vader wat eintlik hierdie kinders wil roep na onderdanigheid aan hom. Wat wil hê hulle moet eintlik net afhanklik wees op hom, met hulle net op hom vertrou, met hulle face down to the earth. So die prentjie wat ons reeds sien voor ons na die letters kyk, is dat Abba Vader sy kinders roep om hulle self neer te lê in nederigheid en in afhanklikheid vir hom. Hy roep hulle nie om 'n hart van klip te hê nie, maar 'n hart van vlees wat elke woord wat hy spreek te gehoorsaam. Dis so belangrik, nee, en ek glo Abba Vader praat so met ons, want ons het opinies en ons wil graag dinge uitwerk en ons het planne, maar so die eerste letter van Shelach Lecha is die Shin. En die piktogram prentjie vir die letter Shin is 'n 4 vlamme of tande. En die 4 in vlamme beeld die idee uit van vertering, suiwering, iets wat verteer, verander en reinig. Want as jy mos iets in 4 sit, dan verander hy van stuk hout na as, nee, daar's 'n verandering wat plaasvind. Die tande dui op krag en vernietiging, soos tande kos verteer. En soos wat 4 eintlik maar 'n stuk hout ook verteer. So daar is ook 'n verborgde prentjie van 3 in 1, want die letter Shin bestaan uit 3 dele of takke wat saam 1 letter vorm. En dit verwys simbolies na die 3 eenheid: Abba Vader, God, Yeshua, God en Heilige Gees, God. Een goddelike eenheid. Die numeriese waarde van Shin is 21 en hierdie 21 word interessant opgebreek as 3 maal 7.
Die getal dui op volmaaktheid, spesifiek die goddelike volmaaktheid, ook die drie-eenheid. Die getal 7 weet ons simboliseer ook volmaaktheid en voltooiing. Byvoorbeeld die skepping wat voltooi is in 7 dae. En dis beklemtoon die getal 21 dubbele volmaaktheid, die perfekte drie-eenheid. Die letter Shin self hou verband met woorde wat wys op krag, almagtigheid en vertering. En een bekende woord wat met Shin begin is Shaddai. Een van Abba Vader se name wat beteken die almagtige. En dis net interessant, dit begin by Abba Vader want hy is die een wat ons wil lei, nie. So die 4 aspek van Shin beeld Abba Vader se heiligheid, sy suiwering en verterende teenwoordigheid. Hy's met ons. En die eerste plek waar hierdie letter Shin, die letter Shin verskyn is in die eerste woord van die Bybel, naamlik Bereshit, in die begin. Die Shin in Bereshit dui op 'n verterende proses. Dit verwys profeties na Yeshua wat sou ly en verteer word deur lyding as die offer vir mensdom se sonde. Die Shin in Bereshit vertel dus reeds van Abba Vader se reddingsplan nog voordat die volledige verhaal ontvou. Wat vir my net so amazing is, nog voor ons na die volgende letter kyk, is net hoe Abba Vader vir ons die prentjie teken van die Shin om sy kinders, hy weet wat kom en hy gaan hulle hart wil kom verander, hy wil hulle kom skaaf. Hy weet nog wat vir hulle voorlê voor hulle self weet. Absoluut nie. En dit gaan 'n 4 proses wees. Dit wat vir hulle voorlê van hier af is 'n reinigingsproses. En Abba sê dit in die eerste letter. En Bereshit, wat ons weet waar die eerste Shin voorkom, is ook die begin. En so is hierdie vir hulle ook 'n nuwe begin. Dis nou die tydperk wat hulle gaan spandeer op hierdie pad van heiligmaking. Absoluut nie. Nou die tweede letter waarna ons kyk is die Lamet. Nou hierdie letter kom 2 keer voor in die woord Shelach Lecha. En Lamet is die letter van leiding en gesag. Lamet is die 12de letter in die Hebreëse alfabet en 12 simboliseer Abba Vader se regeringsgesag. En elke Hebreëse letter het 'n prentjie en hierdie Lamet se prentjie is die van 'n herderstaf, 'n simbool van gesag en leiding wat gegee word. Nou soos 'n herder sy staf gebruik om sy skape te lei en aan te spoor of selfs liggies te prik, so gebruik Abba Vader ook sy woord om ons in 'n rigting in te lei, volgens die hart van die herder. Is interessant net hulle, want so 'n herder ons moet net hierdie staf afhaal. So 'n herder het 'n staf en hy gebruik hierdie staf soms om hy kudde net so bietjie te prik in 'n rigting in. En is dit nie wat Abba Vader vir ons wil doen in hierdie week se gedeelte nie, dat hy ons wil ons lei, ons moet hom ten volle vertrou. Amen. Ja. In hierdie reinigingsproses wil hy ons in 'n rigting inlei. Dit is na sy wil toe. En hierdie Lamet, die staf, lei die skape na veiligheid en voeding. Dit verteenwoordig ook gesag, beskerming en versorging van Abba Vader af. En hierdie staf moet in die regte hande wees, anders kan hy die skaap in die verkeerde rigting in laat lei. So die vraag lê ook op ons harte is waar, wat is die staf in ons lewe gebruik? Is dit Abba Vader wat ons lei of is dit dalk mense se invloed? Ja, vir ons eie stemmetjies, hè. Wat ons lei, ja. En nou die wortelwoord van Lamet is Lamat, wat beteken om te leer. En in Deuteronomium 4 vers 1 roep Abba Vader die kinders van Israel op om sy verordeninge te luister en te gehoorsaam, sodat hulle kan lewe en erf wat hy beloof het. Nou Abba Vader se woord leer ons wat om te doen. Lei ons na plekke van beskerming en voorsiening en sal ons soms steek, maar altyd uit liefde om ons op die regte pad te hou. As ons luister, wat die woord is Shema, en gehoorsaam, sal ons voorspoedig wees en veilig onder sy vleuels bly. Absoluut nie, as ons net sal luister. En dit bring ons by die derde letter van Shelach Lecha, is die Get. En die letter Get, met 'n waarde van 8, dra die betekenis van 'n nuwe begin. So hy wil ons lei na 'n nuwe begin toe, nê. En die woord verwys 8 na hernuwing en vernuwing, soos gesien in die opstanding van Yeshua op die eerste dag van die nuwe week, wat vir die mensdom 'n nuwe lewe oopgemaak het. So, net soos die jubeljaar in Levitikus 25 'n spesiale jaar van rus en vrylating skep Abba Vader voortdurend 'n pad na herstel vir sy kinders. Ons weet hulle was vir 430 jaar in Egipte en hy het hulle met sy reddende regterhand het hy hulle gered uit dit wat hulle gebind het. En net so wil Abba my en jou, dit wat ons so bind, wil hy ons moet hom net vertrou.
Die jubeljaar, die 50ste jaar na die 7 Sabbatjare, bied 'n prentjie van bevryding waar skuld, vergewe en erfenisse herstel word. En dit wys ook hoe gehoorsaamheid aan Abba Vader se instruksies seëninge bring. En die oorspronklike Hebreëse prentjie van Get is 'n heining, wat 'n heining verteenwoordig, heining binne Abba Vader se wil. Dit is as ons binne sy wil is, dit is soos onder sy sambreel van beskerming en voorsiening. As ons saam met hom in intimiteit wandel en ons gehoorsaam hom, dan is ons onder sy sambreel. Maar as ons hom nie gehoorsaam nie, stap ons weg en dan selftoedienende plein, vloeke wat oor ons sal kom. So verder, as ons kyk na die Hebreëse woord gem, wat lewe beteken, sien ons bestaan dit uit die letter Get, heining van Abba Vader se woord, sy instruksies wat ons beskerm, en eindig met die letter mem, wat water verteenwoordig, die lewe gee, maar ook reinig en jou skoon was, wat wys hoe ons deur gehoorsaamheid en die genade van Abba Vader skoon gemaak word van sonde en 'n lewe in oorvloedige ontvang. Daardie abundance, nee, wanneer ons in sy woord bly en dan daarvolgens lewe. Dis absoluut hierdie prentjie van 'n herder, hoe ons het gekyk na die Lamet en hierdie heining, hoe Abba Vader sy kinders wil kom reinig en werklik leer uit sy hart uit, wat sy instruksies is in die hart daagter, want hy wil hulle kom prik in hierdie heining van beskerming in. Absoluut, nee. Want hy weet wat lê voor. En inteendeel, ons gaan dit sien, hy waarsku hulle die heeltyd van die 7 volke wat in die beloofde land is. Bly net onder my sambreel. Ja, soos wat ons in die begin kyk, het bly face down voor hom. Ja. Ons weet Lamet kom 2 keer voor en ons het reeds dit bespreek wat dit beteken. So die laaste letter waarna ons kyk is die kaf. Die Hebreëse letter kaf se piktogram beeld 'n handpalm uit, 'n sterk simbool van 'n Vader se beskerming en besonderse liefde vir ons. In Jesaja 49 vers 16 lees ons dat ons in sy handpalm gegraveer is. En in Psalm 139 vers 5 wys hoe hy ons omring. Yeshua se hande is deurboor weens ons sondes. En deur hom vind ons die verlossing en skuiling onder Abba Vader se hand. Nou hierdie woord kaf, wat ook as 'n woord geskryf kan word, beteken ook hand of voet, soos gesien in Eksodus 33 vers 22, waar Abba Vader Moses met sy hand bedek, toe hy in die gleuf van die rots gestaan het. En dit wys hoe Abba Vader sy kinders wil beskerm en onder sy autoriteit plaas, net soos Yeshua ons bedek met sy heiligheid. Ons lees ook in Eksodus 4 vers 4, gee Abba Vader vir Moses die opdrag om die slang aan sy stert te gryp, wat die verandering van vrees na autoriteit simboliseer. En die eerste gebruik van hierdie kaf in die woord kom voor in Genesis 8 vers 9, waar Noag se duif geen rusplek vir sy voet vind in die wêreld nie en terugkeer. En net so moet ons skuiling in Abba Vader se hand vind, want so kom die duif terug en vind skuiling in Noag se hand. En so moet ons ook terugkeer na Abba Vader toe en skuiling vind in Abba Vader se hand en absoluut wegkeer van die wêreld af. En ek dink dit is so mooi dat hierdie afgesluit word met 'n kaf, want as ons Abba so gehoorsaam, as ons toelaat dat hy ons prik en lei en reinig, gaan ons onsself vind in sy handpalm. Absoluut. Dan het die getalwaarde van kaf is 20, wat 'n volmaakte wagperiode en verantwoordelikheid aandui. Abba Vader gee ons 'n keuse. Gaan ons sy hand vat en onder sy beskerming en autoriteit lewe, of gaan ons wegstap? Sy hand is uitgestrek om ons op te lig, te beskerm en ons tot ons skepingsdoel te bring. Ja, Dylan, en dis die 5 letters, nee. Ons het begin met 'n shin, 'n lamet, 'n get, dan is daar weer 'n lamet en dan die kaf. So in kort, wat skilder dit vir jou is die shin, dis Abba Vader El Shaddai, nee, die vlamme, dan die lamet. Wat sien jy daar so? Wat skilder Abba Vader vir jou in hierdie? Roef daar net so 'n mooi voorbeeld wat jy in jou parasha ook genoem het, soos 'n goudsmid wat besig is om goud te maak, en wanneer goud onder hitte geplaas word, kom alle onreinhede uit. En dit is wat Abba Vader hier met sy volk gaan doen. Hy gaan hulle onder daai vuur plaas, vuur van heiligheid, dat hulle gereinig word. Maar ook, soos wat goud in 'n vorm geplaas word, so wil Abba Vader sy afdruk ook op sy kinders plaas, en hulle vorm en vou,
dat hulle volk kan wees wat vir nasies se lig is. En so is daai afdruk wat Abba Vader op sy kinders plaas ook die get, want Abba Vader wil sy kinders leer wat sy instruksies werklik beteken. Wat is sy hart agter hierdie instruksies? Ja. En dan laastens, hoe dit alles afsluit en by mekaar kom is Abba Vader wat sy kinders in sy handpalm wil dra. En net so waardevol soos wat goud vir ons vandag is, en van die dierse metale daar buite, soos wil Abba Vader ons ook ag, is die belangrikste ding in sy hande. En so moet ons weet, Abba Vader roep ons, hy wil hê ons moet face down om nader, nederig voor hom wees, en daardie ons onderwerp onder sy instruksies. Ja, it's so amazing. Rukkie terug toe vertel sy leef vir my, ek en hy ry op die highway, en ons sien 'n bakkie wat 2 perde sleep. Toe sê hy, papa, die tye het dan maar verander. In die ou dae het die perde voor die kar getrek, nou trek die kar die perde. Sê hy, well done perde. En is baie keer wat gebeur in ons situasies, nee. Ons sien dit in die kinders van Israel toe hulle in die beloofde uit Egipte uitgekom het. Abba Vader het hulle gelei deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Hulle het nie eers Abba Vader een keer bevraagteken oor die pla of enige iets toe hulle in Egipte was, toe hulle uitgetrek het nie. Maar soos wat jy so bietjie familier raak, dan begin jy Abba Vader te bevraagteken en seker goeders jy raak. En dis wat hoogmoed ook maar doen. As jy 'n pad saam met Abba Vader stap, dan begin jy Abba Vader te bevraagteken en jy begin, en dit is 'n gevaarlike plek. Want dit het veroorsaak dat hulle self vaskyk in die reëse, nie omdat hulle, ek dink nie so regtig bang was vir die reëse nie, is meer my way. Ek weet beter. En ek meen, Abba Vader het hulle die hele tyd gelei. So in die gedeelte sien ons, Abba Vader is die goeie herder. Hy is die goeie herder. Hoekom wil ons nou lei? Hoekom wil ons nou soos die perde voor die jy weet, Abba Vader is die een wat lei. Hy lei ons moet hom volg. Hy het sy kinders gelei uit Egipte na die beloofde land. En as hulle self net sal onderwerp, totale oorgawe, onderdanigheid en eerbied, totale vertroue in die goeie herder, dan sal hulle wel geluksalig wees in alles wat hulle doen, net so ons. Abba Vader sal ons lei, hy sal ons beskerm, hy sal ons voorsien. Ons lewe in 'n tyd waar daar oorlog is die heeltyd, 'n aardbewing, alles wat in Matteus 24 gebeur. Al wat ons moet doen is, ons moet net Vader vertrou. Ons moet net vertrou dat hy sal voorsien, hy sal beskerm. Daar kom binnekort, volgens die woord, die merk van die vyand. En as jy nie 'n merk opsit, gaan jy geen transaksies kan doen nie. Menslik dink ons, maar hoe gaan ons, Abba Vader het nog altyd voorsien. Hy het nog altyd voorsien. Net soos wat die kinders van Israel moes gedink het in die woestyn. Hoe gaan ons, ek meen, kom sê 3 miljoen mense, water, brood, olie, al die benodigde bestanddele wat hulle nodig gehad het. Abba Vader sal voorsien. Soos wat Abba Vader in die vuurkolom die kinders van Israel gelei het en hulle gesuiwer het en vir hulle die krag gegee het, hulle opgelig het om dit te gaan haal wat hy nog altyd vir hulle het, net so wil Abba Vader dieselfde vir ons doen. Ons het Shavuot 'n rukkie terug gevier waar ons gesê het, maar Abba Vader, kom maak ons leeg van onsself, kom vul ons. Dan moet ons nou gehoorsaam. Maar Abba Vader maak dit dubbel seker dat ons weet hy lei. Daarom is daar 2 lamets in hierdie gedeelte. Hy lei, nie ons nie. Dis sy leiding. Dis sy gesag na 'n nuwe begin waar Abba Vader ons sal beskerm binne sy wil. Want ware lewe kom deur gehoorsaamheid en genade in Abba Vader se woord, waar ons doen presies soos hy sê. En hoor gou, weet jy wat het Abba Vader vir Joshua gesê toe hulle eventually die beloofde land aangaan? Presies wat hy vir ons in hierdie parasha sê. Abba Vader sê vir Joshua in Joshua 1 vers 8, hierdie wetboek, my woord, mag nie uit jou mond wyk nie, maar jy moet dit bepeins dag en nag, sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daar geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. As daardie 12 verspieders in plaas van 'n negatiewe verslag gebring het en gesê het, maar hierdie beloftes wat Vader vir ons gee, gaan nie uit ons mond wyk nie, maar ons gaan dit aanhoudend bepeins dag en nag, want dan sal ons nou geset wandel, dan sou die bye vooruit gegaan het, dan sou hulle voorspoedig gewees het, en nie
40 jaar in die woestyn gebly het nie. Dit natuurlik net voor Joshua die kinders van Israel uiteindelik die beloofde land inlei, sê Abba Vader die belofte, en dis presies wat hy vir ons sê hierso. So Abba Vader wil ons lei soos 'n goeie herder met sy staf van beskerming, met sy liefde en met sy autoriteit. En as ons net sal doen wat hy sê, dan sal ons wel geluksalig wees. En daarom pas dit vir my so in by die Brit gedeelte, die Nuwe Testament gedeelte wat ons saam bestudeer in Hebreërs 3 vers 7 tot 8 wat sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Moenie hardkoppig wees nie. Moenie hardkoppig wees nie. Doen wat Abba Vader sê, dan sal ons wel geluksalig wees. En daarom is dit nodig. Daarom is dit nodig dat ons sy woord leer, sy woord bepeins dag en nag, saamkom en sy woord bestudeer. Daarom is dit nodig om deel te wees in 'n liggaam, want as jy deel is in 'n liggaam, die grootste kern hoekom ons deel is van 'n liggaam, to study his word. Ek meen, hoekom het Yeshua tempel toe gegaan? Hoekom het hy daar, toe sy ma hom gesoek het vir 3 dae, toe was hy daar en hy het hulle ondervra, hy het geleer by hulle, en hy het hulle ook geleer, maar dis hoekom ons die woord so saam bestudeer, sodat ons kan vashou, want as ons die woord bestudeer, gee dit ons geloof, om juis die droom te gaan leef wat hy vir ons het. Ja, en jy het dit ook so belang, of so uitgedruk in die Shabbatdiens ook, om te sê, dit moet vandag gebeur, daar's 'n dringendheid, en ons moet elkeen vandag daai besluit maak, om te sit en te kyk, wat is dit wat ons nog terughou, wat neig nog heeltyd aan ons, terug na die Egipte toe, en wat hou ons terug, ons moet elke dag 'n besluit maak, en dis nie net iets wat jy opstaan en dan stap jy in Abba Vader se wil nie, dit is iets wat jy elke dag besluit. Absoluut. En soos jy gesê het in die Shabbatdiens, dis iets wat jy vandag moet besluit. Ja. Dis daar's 'n dringendheid. Absoluut. So op daai noot, op daai dringendheid wil jy vir ons afsluit met gebed. Dan sê, dankie Abba Vader, dankie dat ons na die woord Shelach Lecha kan kyk, Abba, en hoe dit so spesiaal is, Abba, U sê ons al nog voor ons kyk na die parasha en in diepte dit bestudeer, Abba, wys U al vir ons wat U net van U kinders verwag, dat U het hierdie hartsbegeerte dat U kinders voor U sal sit, voor U sal wag, face down, Abba Vader, in onderdanigheid net by U sal wees. Soos 'n pappa wat net 'n gehoorsame kind wil hê, wat alles sal gee wat hierdie kind begeer. Dis wat U hart is, Abba Vader, en dankie dat U dit vir ons kom teken, nog voor ons in diepte kyk na wat nog in hierdie gedeelte plaasvind. Nog voor die kinders van Israel verder tree in die woestyn en wys U al vir ons wat U van die kinders wil hê. Abba, mag hierdie boodskap vandag met iemand praat, Abba, wat net 'n vraag het, wat wil weet hoe hulle U gaan nader. Abba, dat hulle sal weet, Abba, U roep hulle net in onderdanigheid om by U voete te sit. Abba, ek vra vir leiding in ons elkeen se lewe, dat ons so op hierdie pad van heiligmaking sal stap, en dat ons dit sal volhou, Abba Vader, dat ons nader aan die hart sal beweeg, en nader aan die belofte wat U vir ons elkeen het. Dankie daarvoor, ek bid dit net so in Yeshua se naam alleen. Amen. Amen. Dankie Dylan, dankie, shalom. Shalom.